Ek wil jy moet vanoggend net jou nagmaaltjie neem, moet hom nog nie oopmaak nie. Maar hou hom vas. Hou hom net vanoggend vas of sit hom iewers neer waar jy hom kan sien. Ek wil jy moet vanoggend die nagmaal beleef. Ons is baie keer geneig om die nagmaal te gebruik en is reg. Maar daar is 'n belewenis in die nagmaal wat ons soms mis. Om saam met Jesus spreekwoordelik aan tafel te gaan en saam met die liggaam Jesus in die oë te kan kyk soos die disippels van ouds. Ek het net vir u gesê dat ons kan ons inleef in 'n rugbywedstryd. Al is ons duisende kilometers van daar af. Vanoggend wil ek hê maar dieselfde dryf gebruik om ook in te leun en die nagmaal te ervaar. Kom ons sit aan die tafel. Matteus 26 vers 26, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. Jy sit saam met Jesus aan tafel vanoggend. Jy sien hoe hy die brood neem en die brood breek. Ek wil jy moet daar saam met my wees vanoggend. Laat dit toe dat die Gees van die Here vanoggend jou net wegvoer na daardie oomblik toe. En hy breek dit en gee dit aan elkeen van ons as sy disippels en sê neem, eet. Dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit vir elkeen van ons. En hy sê drink, julle almal wat saam met my aan tafel sit vanoggend, drink jy almal daaruit. Want dit is my bloed waaraan jy vanoggend deel kry. Die bloed van 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond, 'n nuwe era, 'n nuwe verhouding met God waarin jy sal staan. Wat vir baie uitgestort word, ook vir jou, tot vergifnis van sonde. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op die dag wanneer ek dit met julle niet sal drink in die koninkryk van my Vader. Ek en u lewe in daardie tyd wat Jesus niet saam met ons aan tafel aansit. Verdra my vir 'n oomblik. Vanoggend kom Jesus en hy breek die brood en hy gee dit, Jakes, vir jou persoonlik. Vir elkeen van ons. Sê, hier is my liggaam wat vir jou gebreek is. Ek wil hê met vanoggend net daai persoonlike intimiteit beleef van die Here wat jou in jou oë kyk. En daardie liefde wat uit sy oë straal. As hy vanoggend vir jou sê, hierdie is my liggaam. En hierdie is my bloed. In die eerste plek wil ek hê vanoggend beleef die hart van 'n Vader terwyl ons hier sit. Raak net bewus vanoggend van 'n Vader wat jou so lief gehad het, so lief het, dat hy sy eniggebore seun vir jou gee. 1 Johannes 4 vers 9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons
eerste lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. As ons vanoggend hierdie nagmaaltjie neem en ons sit aan die tafel as familie. O kerk, beleef dit vanoggend saam met my. Raak ek net bewus van 'n hart van 'n Vader wat geen aardse vader kan vervang nie. En as ek vanoggend na hierdie kelkie kyk, dan sien ek 'n Vader wat sy seun letterlik slag, self, soos Abraham wat vir Isak sou offer. En hy doen dit nie omdat hy dit moet doen nie. Hy doen dit omdat hy jou liefhet. En omdat hy jou liefhet. En omdat hy my liefhet. Johannes 17 vers 6 sê Jesus, ek het die naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle vir my gegee en ek het hulle in die woord bewaar. Jesus kom vanoggend en hy sê, dis nog voor sy kruisiging sê hy, ek gaan julle koop, sodat julle aan my kan behoort. Want dis hoe lief my Vader sy familie het, dat ek my lewe sal aflê vir jou. Kom kyk die Vader vanoggend net in die oë, terwyl hy dit vir jou sê, terwyl jy vanoggend na hierdie kelkie kyk, raak net bewus van die Vader se hart. Johannes 14 vers 7 sê Jesus, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. En Filippus sê vir hom wat ons ook vanoggend sê, Here, toon ons net die Vader en dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hulle, kyk na die nagmaal. Kyk na my bloed en na my liggaam. Is ek al so lank by julle en het julle my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. Hy wat vanoggend Jesus aan die kruis kan sien, wat vir sy sonde, vir jou sonde, vir my sonde sterf, hy die Vader gesien. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo terwille van die werke self. Hier is die grootste werk wat Jesus ooit gedoen het op aarde. Hy het blindes laat sien, hy het kleepers laat loop, hy het dooies opgewek. Hy het melaatses gereinig, hy het duisende mense gevoed op bonatuurlike wyses. Maar die grootste werk wat Jesus ooit gedoen het, was om vir jou en vir my aan die kruis te sterf. En vanoggend kyk ons na hierdie kelkie en ons raak net bewus van 'n God, 'n Vader se liefde, wat soveel meer is as wat ons ooit kan bid, dink of vra. Nou wil ek hê, nou dat ons bewus geraak het van die Vader se hart, nou wil ek hê, aan hierdie tafel moet jy luister na die woorde van jou Vader. Want wanneer ek en u hierdie nagmaal neem, en wanneer ek en u aan die tafel van die Here spreekwoordelik kom sit, dan is daar nie stilte nie. Dis 'n oomblik wat die Vader met ons wil praat. Jesus sê vir sy disippels, Johannes 6 vers 33, terwyl hy aan tafel was saam met hulle, hy sê, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus sê vir hulle, julle hoor nie wat ek sê nie. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Wie my glo,
sal nooit dors kry nie. As ek vanoggend aan die tafel van die Here aansit en ek neem vanoggend hierdie kelkie in my hand, dan hoor ek vanoggend Jesus se woorde aan die tafel, waar hy vir my en jou sê, maar ek is lewe. En omdat ek bewus geraak het van die Vader se hart, is ek geposisioneer om nou te hoor wat die Here vir my wil sê. En op hierdie oomblik, elkeen van ons, ek weet dit is dalk vir 'n vreemde diens vir my ook, maar as ek ervaar die Here wil vanoggend doen, ek wil hê jy moet vanoggend, net daar waar jy sit op hierdie oomblik, net vir die Here vra, Heilige Gees, wat wil U vanoggend vir my aan die tafel sê? Vra dit vir die Here, maak jou oë toe, neem jou kelkie, en vra vanoggend uit jou hart uit in eerlikheid net vir die Heilige Gees, Heilige Gees, wat wil Jesus vanoggend vir my sê? Lukas 21 vers 15, want ek sal aan julle woorde en wysheid gee, wat julle teenstanders nie kan teespreek of weerstaan nie. Ek sal vir julle 'n woord gee. En vanoggend het jy nie my woord nodig nie, vanoggend het jy Jesus se woord nodig. Dit was Jesus se woorde wat die disippels gehelp het om die hele kruisiging en alles te kon verdra en deurgaan met geloof. En vanoggend het jy 'n woord van die Here nodig, en die beste plek, nie die enigste plek nie, maar die beste plek om die stem van Jesus te hoor, is wanneer jy saam met hom aan tafel sit. Luister en raak dit bewus vanoggend van die woord, 'n gedagte wat jy by jou opkom, 'n skrif wat by jou opkom, 'n prentjie wat die Here jou wys in hierdie oomblik. Johannes 6:63, dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees het geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Die woord wat die Here vanoggend tot jou spreek, spreek in jou gees. Daarom is dit so belangrik om net stil te word aan hierdie tafel en net te luister. Nie te praat nie, te luister. Alles in te drink wat die Here vanoggend aan hierdie tafel vir my en vir jou wil sê. Johannes 6 vers 55, my vlees is waarlik spys, sê die Here, en my bloed is waarlik drank. Luister net vanoggend, die Here sê, moenie angstig rondkyk nie, want ek is met jou. Moenie vrees nie, want ek is by jou God, en ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek is vanoggend hier, want ek het 'n afspraak met jou, en ek wil hê jy moet luister. In sommige gevalle praat die Here met jou oor sonde. En moenie dink dis nie die Here nie. Want daardeur sê hy vir jou, kom terug na my toe. Sodat ek jou kan skoon was met hierdie kosbare bloed, wanneer jy vanoggend kyk. Miskien konfronteer die Here jou vanoggend daar waar jy sit, met sy woorde van waarskuwing, of troos, of bemoediging. Luister vanoggend na daardie woorde. Luister vanoggend as die Here vir jou sê, dis nie te laat nie. Luister na daardie een woord wat kom, wat nie die Here sê net, ek is hier, ek is by jou, moenie vrees nie. So luister vanoggend na daardie woord wat die Vader tot jou spreek in hierdie oomblik. En dan raak bewus van die gawe van die Vader.
Raak vanoggend net bewus van die gawe van die Vader. En dis Jesus Christus. Die Bybel sê vir ons Romeine 8 vers 32, hy wat self nie sy eie seun gespaar het nie. Dis wat ons vanoggend sien, dis waar ons vanoggend kyk, dis wat ons vanoggend vashou, dis wat ons vanoggend beleef. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom alle dinge genadiglik aan ons skenk nie? Hoe sal hy nie genadiglik dit aan ons gee in die gawe geskenk? Die grootste geskenk wat jy ooit kan ontvang is Jesus Christus. En die grootste geskenk wat jy ooit vir iemand kan gee is Jesus Christus. Jesus is die gawe van God. Hy is die brood van die lewe en die lig van die wêreld. Hy is die lewende water. Hy is die een wat lewe gee. Hy is my bron van krag. Hy is my geregtigheid, my vrede en my hoop. En vanoggend aan hierdie tafel raak ek net bewus van die gawe van vergifnis, die gawe van genesing, die gawe van herstel, die gawe van hoop en die gawe van geregtigheid, die gawe van lewe, wat ek vanoggend net ontvang aan hierdie tafel. Ek het bewus geraak van die Vaderhart van God. Ek het bewus geraak van sy stem wat vanoggend met my praat. En nou raak ek bewus van die grootste geskenk wat die Vader aan my gee, en dis is sy Seun Jesus Christus wat hy aan my gee. Sodat ek nooit weer minderwaardig of met skuld voor sy troon hoef te staan nie, maar net kan kom deur die bloed, hierdie bloed van die nagmaal. Ek raak dit vanoggend bewus, en raak jy vanoggend bewus van die kragtige bloed van Jesus Christus, wat ons vanoggend net reinig, sodat die Here sê, kom na my toe, almal wat moeg en belas is, en ek sal jou rus gee. En nou raak ek dit bewus van die genade van die Vader. As ek hierdie dinge beleef, dan besef ek dit, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar alleenlik deur die genade en die gees van die Here wat ek dit kan beleef vanoggend. Efesiërs 2 vers 4, maar God, wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, die Vaderhart, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was en ons misdade lewend gemaak, saam met Christus, die grootste geskenk, uit genade is jy gered. Die woord red beteken gered van sonde, gered van oordeel, maar dit beteken ook genesing, beteken herstel, dit beteken beskerming van die Here en die voorsiening van God. En daarom besef ek net aan hierdie tafel vanoggend, ontvang ek die genade om vanoggend vir die Vader te kan vra vir dit waaraan ek 'n behoefte het. Want ek beleef sy hart van liefde. En ek beleef vanoggend sy woord. En ek ervaar vanoggend sy gawe. En ek beleef nou sy genade. Romeine 5 vers 17, want as ten gevolge van die misdaad van die een die sonde geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang in die lewe heers deur een Jesus Christus. Moenie vanoggend dat die vlees of die vyand vir jou sê, maar
jy is nie waardig nie. Geliefdes, sy genade kwalifiseer ons vanoggend en nie ons werke nie. Sy genade. Sy genade. Wat hy ook vanoggend aan ons openbaar aan die tafel. Sy genade wat sê, ek het jou geroep, toe jy nog my vyand was. Toe jy nog 'n sondaar was, het ek jou by die naam geroep. Ek het my lewe vir jou gegee. Toe jy nog in oppositie was teen my, en my nie geken het nie. Ek het jou lief gehad, nog voordat jy gebore is. Dis genade. Dis genade. En vanoggend wil ek net hê, beleef die Vader hart van liefde. Raak net bewus daarvan in hierdie oomblik. Terwyl jy jou kelkie neem, ons gaan nou nagmaal gebruik, terwyl jy jou kelkie in jou hand neem. Sluit jou oë, net vir 'n oomblik. Vader, ek raak net bewus van die liefde. Dankie dat U my eerste lief gehad het. Dankie dat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Vader, dankie dat U niks teruggehou het nie, maar alles gegee het, sodat ek U kind kan word. Dankie dat ek vanoggend die woorde van Jesus kan hoor, uit die skrif, maar ook die Gees wat in my hart spreek, my bewussyn wat vanoggend woorde in my gedagtes opbring, 'n prentjie wat ek sien of 'n beeld wat ek ervaar, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat ek vanoggend net kan beleef. Dankie vir die gawe van Jesus Christus, en die gawe van die Heilige Gees wat by my is en in my woon. Dankie Heilige Gees dat U in my woon. Dankie dat ek die tempel kan wees vanoggend. Dankie dat ek die stem hoor en die stem ken en 'n vreemdenisse nie sal volg nie. Want U is vanoggend my gawe, my geskenk. Vader, dankie dat al hierdie dinge vanoggend net 'n bewys is van die genade. Dankie dat ek vanoggend die beker van genade in my hand kan hou. Dankie dat ek vanoggend hierdie genade kan vashou. Die genade kan beleef en hierdie genade kan gee. Dankie vir U genade. En die geliefdes, nou dat ons dit beleef het, kom smaak en sien dat die Vader goed is. Psalm 34 vers 9. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Nou wil ek hê jy jou nagmaakie oopmaak. Maak hom vanoggend net oop. Bly in hierdie stemming asseblief. Terwyl ons net bewus raak. Want ons kan vanoggend sy liggaam en sy bloed sien. En ons kan vanoggend dit smaak. Vanoggend het U die nagmaal in die Gees saam met my beleef. Nou kan U die nagmaal saam met my geniet. So kom ons neem sy liggaam en ons dank hom daarvoor. Here Jesus, dankie ons gawe. Dat U ons gawe is en dat U liggaam gegee het om vir ons gebreek en geskend te word, Here, sodat ons
lewe in die liggaam kan ontvang. Dankie dat daar genesing is vanoggend en herstel. Dankie dat daar krag is, dat U ons skuilplek is. Kom ons gebruik die nagmaal saam. So het die Here die beker geneem. Hy het gesê, hierdie is die Nuwe Testament, die nuwe verbond. Dis hiermee wat ek vir jou die weg oopmaak, sodat jy met vrymoedigheid na die troon van genade kan kom, en barmhartigheid en hulp ontvang. Hierdie is die lewende weg, waar volgens my Vader die mensdom nou gaan sien en hanteer. 'n beter belofte, 'n beter verbond wat geskwees is op beter beloftes. En as jy deel kry aan my liggaam en aan my bloed, sê Jesus, kry jy deel aan my. Kom ons kry deel aan sy bloed. Vader, dankie vanoggend vir U bloed. En dankie vir die Nuwe Testament in U bloed. Dankie vir 'n nuwe verhouding met ons Vader deur U bloed. O, dankie Here vir die Gees wat uitgestort kon word as gevolg van die bloed. Dankie dat U ons vanoggend skoon was met U bloed, dat U ons heilig en reinig met die bloed van die lam. En dankie Here dat U bloed steeds vanoggend spreek voor die troon van die Vader. Maak ons ore gehoorsaam om te hoor wat U bloed sê. In Jesus naam. Amen.